Ons is vandag besig met die tweede deel van die reeks Oud maar nie koud deur God se behoud. Dit was nie bedoel gewees om 'n reeks te wees nie. Verlede Sondag het ons sangdiens gehad en vanoggend het ons nagmaal. So vandag kry julle die tweede gedeelte en dit kom uit Psalm 37 vers 23 tot 26. So as julle Bybels daar wil oopmaak, Psalm 37 23 tot 26. Verlede Sondag het ons gesê dat oud word is nie vir sissies nie, onthou julle. En ek het vir julle gevra, maar wat het jy op hierdie lewensreis alles geleer? 60, 70, 80, 90 jaar gelede. Wat het jy alles in hierdie tydperk geleer? Maar belangriker, wat het jy alles van die Here geleer? En verlede week het ons gekyk na punt 1. Die Here stuur jou op sy pad. Ons het Psalm 37 vers 23 daar gehad. Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly nie lê nie, want die Here help hom op. En die punt wat julle daar moes onthou het, dat die Here bring 'n mens op die ou einde waar hy wil hê dat jy moet wees. Die Here stuur jou in daardie rigting sodat jy kan word en kan wees wat God wil hê dat jy moet wees op hierdie pad. En wanneer die pad soms moeilik lyk, die Here laat jou nooit in die steek nie. Hy tel jou op en hy dra vir jou deur hierdie pad. En vanoggend gaan ons kyk na die tweede punt rondom hierdie teksvers. Maar kom ons bid saam. Here, u woord is ongelooflik. Baie dankie dat u op telke male op 'n besondere manier met ons praat en dat hy ons geloof versterk, dat hy ons troos, dat hy ons ophelp wanneer ons moeg en moedeloos voel, dat hy daar is deur die Heilige Gees om ons net weer nuwe hoop te gee vir die lewe. En Here, ons weet dat die Satan lê soos 'n brullende leeu en kyk waar hy ons kan verskeer, maar ons wil bid en vra dat hy ons van die bose sal verlos. Dat hy ons telke male so sal volmaak van die Gees dat ons op u gefokus sal bly. Want dit bid ons in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Ons is vanoggend nou besig met die tweede deel van Psalm 37. Dit is vers 25. Ek was jonk en het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Ons sien baie beelde van dit wat in die Oekraïne aan die gang is. Mens sien telke male die beelde van geboue, huise wat net eenvoudig platgevee is deur bomme. En dan wonder ek baie keer hoe dit moet wees om in daardie omstandighede daar te kan wees. Ek kan my nie self indink hoe dit moet wees om tussen daardie rommel te probeer oorleef en weet dit alles platslaan. Jy het nie meer 'n huis nie. Daar's nie meer winkels waar jy kan gaan en brood te kan koop nie. Daar's nie 'n kraan wat jy kan oopdraai vir lopende water nie. Waar kry daardie mense kos? Waar kry hulle water vandaan? En dink nou net as jy in daardie omstandighede moes wees en jy soort van die enigste een oor saam met jou kind en jy's deur al daardie rommelhope op soek na kos. Daar's letterlik niks meer oor nie. En ergens kry jy kos en brood en jy kom terug na jou kind en sê, weet jy wat, dis al wat hier nog oor is in hierdie rommelhoop waar ons bly. Kom ons deel dit en dan wag ons vir die dood. Want ons niks meer oor nie. So, ek kan my dit nie indink hoe dit moet wees nie. Maar dis waar die weduwee in Sarfat haar bevind het hier in 1 Konings 17 ten tye van die droogte wat Elia afgekondig het. Dit is so 'n geweldige droogte dat daar letterlik omtrent nie meer kos in die land was nie. En dan lees ons daar in 1 Konings 17 vers 12 dat sy die handjievol meel wat sy oorgehad het, die bietjie olie wat sy nog gehad het,
dat sy dit bymekaar gesit het en houtjies vuur gaan soek het om vir 'n ou laas 'n vuurtjie te maak en 'n broodjie te bak, dat sy en haar seentjie hierdie broodjie kan deel vir ou laas. En dan die dood in te wag. Want daar's letterlik niks meer oor nie. En dan wonder ek baie keer, wat sou daardie ma geantwoord het as haar seentjie gevra het, maar waar is die Here dan? Waar is die Here dan? Het hy nie beloof dat hy vir ons gaan sorg nie? Waar is die Here? Wat sou jy dalk geantwoord het, as jy in daardie ma se skoene was? En dan is daar 'n klop aan die deur. En wanneer sy die deur oopmaak, staan die profeet Elia in die deur. En julle ken die res van die verhaal, as julle nie hom ken nie, 1 Koning 17 gaan lees dit weer. Dat God stuur vir Elia, volgens die weduwee sou waarskynlik gewees het op die nippertjie, stuur God vir Elia op die regte tyd. Omdat God getrou is aan sy woord, dat hy sal sorg. Dat hy sal sorg. En dit is wat die Psalm nou vir ons sê, en dit is die tweede punt van hierdie Psalm. Die Here sorg vir jou op hierdie pad. Die eerste punt was die Here stuur jou op sy pad. Die tweede punt is die Here sorg vir jou op hierdie pad. Dawid kyk terug op sy lewe en na 'n klomp dinge wat hy langs die pad ervaar het tot op met sy ou dag. En een van die dinge wat hy regtig waar ervaar het, is dat die Here sorg vir jou selfs deur die moeilikste omstandighede. Vers 25, ek was jonk en ek het oud geword. Ek het baie dinge in die lewe gesien en baie dinge beleef, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Ja, selfs in die tye wat Dawid moes vlug vir Saul en 'n klomp manskappe by hom gehad het, ek wonder baie keer waar hy het altyd oral kos gekry. En as mens vir Dawid gevra het, Dawid, hoe het dit gebeur dat julle in hierdie tye wat julle moes vlug en rondswerf, dat julle vir hierdie klomp mense kos gekry het, dat Dawid waarskynlik ook sou gesê het, weet jy wat, ek weet nie waar die kos vandaan gekom, ek weet nie hoe ons altyd kos gekry, maar een ding weet ek, dis die Here wat gesorg het. Dis nie ek nie, dis die Here wat gesorg het, want dit was die Here se verantwoordelikheid om vir ons te sorg. Dit was God se verantwoordelikheid. Daarom skryf Dawid in Psalm 23 vers 1 as hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy weet dit en hy glo dit, wanneer die Here jou herder is, kom jy niks kort nie. Dan skryf hy later in Psalm 27 vers 10, hy sê, al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Sê, mense kan jou nie steek laat. Selfs jou pa en die ma kan op 'n punt kom wat ons vir jou sê, weet jy wat, ek kan nie meer vir jou sorg nie. Hy sê, moenie bekommer nie, want daar is een wat sê, hy sal vir jou sorg. En jy kan hom op sy woord neem, dis sy verantwoordelikheid. En die Here doen sy woord gestand, ook vir my en jou. In ons lewe, hierdie tyd wat ons lewe, as ons terugkyk op ons lewens en vra, wat het ons geleer in hierdie oud word? Dan moet ons kan sê, die Here is getrou in sy woord, hy sorg ook vir my en vir jou. Want ons hoor wat God in sy woord sê oor sy troue versorging, Matteus 6 vers 26, as Jesus sê, hou die voëls wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie skure by mekaar nie, dis onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kyk rond. As God die voëls van die hemel versorg, hoeveel te meer vir my en jou? Miskien sê jy volgens vir my, ja, dominee, dis alles goed en wel wat hier so staan. Ja, ons glo wat hier so Matteus 6 staan. Maar dominee, alles in hierdie lewe
word net duurder. Hoe ouer ons word, hoe meer besef ons dat jy kan amper nie meer 'n brood en 'n melk koop nie, want dit waarvoor jy begroot het, dit werk net nie meer nie. Elke dag word 'n mens se pensioen net 'n bietjie minder en jy kan nou minder koop. En toe ek het eers weer kinders wat na my kan omsien, hulle is dit oorsee, wat gaan van my word op my ou dag? Wie gaan na my omsien as ek op straat sit sonder 'n dooie tuit? En weet jy wat? Ek verstaan dit heeltemal. Ek verstaan heeltemal die vrees wat ons as mense het oor ons toekoms en ons finansiële sekuriteit. Want dis menslik. Dis menslik om so te stres en te bekommer oor die toekoms. Maar solank as wat jy dink dat net jy verantwoordelik is vir jou toekoms en finansiële sekuriteit, sal daar altyd hierdie vrees wees. Sal daar altyd hierdie vrees wees oor die inflasie en die rentekoers wat jy angstig dophou en hierdie vrees, hoe gaan ek oorleef, solank as wat jy dink dat net jy verantwoordelik is vir jou toekoms. Dan gaan hierdie vrees oor geld, eintlik oor die gebrek aan geld, jou lewe beheer. Dit gaan jou in hierdie wurggreep hou van, gaan ek môre oorleef? En God kom en hy wil jou bevry van hierdie wurggreep. Hy wil jou bevry van hierdie vrees. Hy wil jou bevry van hierdie vrees waar jy jou net op jouself staat maak vir jou eie toekoms. En daarom kom Psalm 127 vers 2 en sê, te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om dit moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Weet julle wie hierdie Psalm geskrywe? Die rykste ou en die slimste ou met die naam van Salomo. Met al sy kennis en geld tot sy beskikking, skryf hy te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om dit moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Okay, laat ek nou eers vir julle sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat jy handjies gesit kan vou en niks doen nie en sê, okay, die Here sal mos sorg. Ek hoef niks te doen nie. Ek ken sulke mense. Maar die Bybel waarsku teen sulke mense as hy in 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê, wie nie werk nie, mag nie eet nie. Dis nie wat hierdie Psalm sê, ek kan sit en niks doen, die Here gaan mos sorg nie. Dit sê ook nie dat die geld wat jy het, dat jy dit roekeloos moet uitmors nie, want die Here gaan mos vir my sorg. Die Here sê in Efesiërs 4 dat ons moet hard werk sodat ons selfs genoeg het om vir die armes te kan sorg. God vra vir ons om verantwoordelik met ons geld om te gaan. Maar as jy net op jou eie pogings vertrou om vir jou toekoms te sorg, dan kan jy werk van vroeg tot laat. Op die uiteinde gaan dit niks blywends oplewer nie, want jy gaan gedurende vrees bly lewe oor jou toekoms en in onsekerheid leef, wanneer jy net op jou eie pogings vertrou. Maar wanneer jy eintlik God vertrou, dat hy die ene is wat vir jou sorg, dis eers dan wanneer jy kan ontspan en sê, my toekoms, my finansiële sekuriteit is nie in my hande nie, dis veilig in God se hande. En dit is die beste, veiligste hande wat daar is. God is die een wat voorsien. Hy gee selfs aan die wat hy lief het, dit in hulle slaap. Dit beteken dat God voorsien en sien jou selfs op tye wat jy nie daarvoor gewerk het nie, wat jy dit nie verwag het nie, wat jy nie daarvoor gevra het nie. Hy gee dit net vir jou omdat hy jou lief het. Hy gee dit net vir jou omdat hy vir jou sorg, omdat hy vir jou sorg. En dit gebeur op baie keer op baie snaakse maniere wat 'n mens dalk wonder oor die toekoms, watter rigting moet my toekoms gaan en jy vra en bid vir die Here en dan op 'n tyd wat jy dit nie verwag nie, gaan dan net vir jou deur oop. Sê, oh wow, ek het nie verwag dit gaan nou met my gebeur nie. Kyk wat het die Here vir my gedoen. Of geleenthede wat skielik na vore kom en jy sê, wow, ek het dit nie sien kom nie. Ek het nie eers daarvoor gevra nie
En kyk wat gee die Here vir my. Of dalk 'n polis waarvan jy vergeet het wat uitbetaal op 'n stadium wat jy dit nie nodig sê, oh wow, ek het skoon daarvan vergeet en op die regte tyd kom die Here en hy gee vir my. Of 'n meevallertjie wat ergens langs die pad na jou kant toe kom wat jy nie verwag het nie, of iemand wat jou net uit die bloute uit help sonder dat jy gevra het. En jy kan ervaar en sien dat die Here is in beheer van jou lewe. Die Here is in beheer van die pad waarmee hy jou stuur om te word en te wees wat hy wil hê jy moet wees, en langs hierdie pad sorg hy vir jou op 'n manier wat jy dit nie verwag het nie. Selfs as jy in 'n situasie is wat jy wonder waar die môre se kos vandaan kom en jou kinders het nie skoolskoene omdat hulle skoene ontgroei het en skielik uit die bloute arriveer iemand met skoolskoene vir jou kinders. Hoe dit gebeur? Want die Here kyk na jou. Kyk na jou omstandighede. Hy sien jou nood raak en hy voorsien. Dit is en dis die belangrike punt wat jy moet onthou. Dit is om God te vertrou, om vir jou te sorg, om die verantwoordelikheid vir jou toekoms aan die regte persoon toe te vertrou. Om die verantwoordelikheid vir jou sorg, vir jou finansiële sekerheid aan God toe te vertrou en sê, Here, ek tree nou uit as die bestuurder van my eie lewe. Ek tree uit as die een wat oor my toekoms moet besluit. Ek gee hierdie verantwoordelikheid vir U. En wat U vir my sê om te doen, dit gaan doen. Waar U my lei, daar sal ek volg. Maar ek gee hierdie verantwoordelikheid nou vir U. Want hy is immers die beste persoon vir jou toekoms, om vir jou toekoms verantwoordelikheid te neem en vir jou te sorg, want God is die Almagtige. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy spreek 'n woord en dinge gebeur. Hy is die een wat op die regte tyd in jou nood sal voorsien. Al voel dit baie keer vir jou dat my tyd en God se tyd nie ooreenstem en sê, Here, dit raak nou al 'n bietjie kritiek. Here, jy moet nou 'n ding begin doen. En dan word jy, ek wonder of die Here nie daarvan my vergeet het nie. Dit lyk nie of daar uitkoms gaan wees nie. Laat ons maar die laaste stukkie meel en olie meng en 'n broodjie bak en wag vir die dood. En dan is daar 'n klop aan die deur. Dan is daar 'n klop aan die deur op die regte tyd. En dis hierdie oorgee van die verantwoordelikheid om vir jou toekoms en jou finansiële sekuriteit te sorg. Dis hierdie oorgee wat vir jou rustigheid en vrede veroorsaak. Dat jy saam met Psalm 16 vers 5 tot 6 in geloof kan bely, Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek kan dit net sê, wanneer jy hierdie verantwoordelikheid aan God oorgegee het. So ek wil nou vanoggend vir jou vra, as jy nou saam met Dawid moet terugkyk op jou lewe tot dusver, wat is jou ervaring van God en sy sorg? Het God jou al ooit eendag in jou lewe, in die afgelope 20, 40, 60, 80 jaar, het God jou al ooit eendag in die steek gelaat? Het jy al ooit eendag honger moes gaan slaap en gesê, wie wat, ek weet nie waar môre se kos vandaan gaan kom? En dat jy die oggend opgestaan het en God het nie voorsien nie. Het die Here nie altyd op die regte tyd vir jou gesorg, soos wat 'n vader sorg vir sy kinders nie? En as God tot dusver, die afgelope 20, 40, 60, 80, 100 jaar vir jou gesorg het, as God al hierdie tyd al reeds vir jou gesorg het, wat laat jou dink dat God nie ook môre vir jou gaan sorg nie? Wat laat jou dink dat God nie volgende week vir jou gaan sorg, die volgende maand, die volgende jaar vir jou gaan sorg nie?
Want het God homself nie bewys as betroubaar nie. Het God homself nie bewys as iemand wat na jou kyk en jou omstandighede en wanneer dit nodig is, dat daar 'n klop aan die deur is. En Elia staan in die deur. Ek en jy moet terugkyk op ons lewens. En saam met Dawid in Psalm 37 vers 25 sê, ja, ek was jonk, ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie, ook nie in my eie lewe nie. God ken jou hart, ken jou omstandighede, hy ken jou vrese, ken jou onsekerheid, waarmee jy baie keer na oggend opstaan. Maar God wil vanoggend vir jou kom nooi. Hy wil jou vanoggend kom nooi en sê, werp jou bekommernis op God, want hy sorg vir jou. 1 Petrus 5 vers 7. Tree uit as die CEO van jou eie lewe. Gee die verantwoordelikheid aan God. Werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle, die almagtige God, skepper van die hemel en aarde. En ek en jy, doen jy jou bes en laat vir God die res. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie lewe gaan dit nie altyd maklik nie. Ons moet bely dat ons so dikwels vasgevang word in hierdie vrees van geld of die gebrek aan geld en oor die dag van môre. En Here, wanneer U ons nooi om hierdie verantwoordelikheid aan U oor te gee, dan moet ons ook bely dat ons baie keer dit so 'n bietjie met huiwering oorgee, asof ons U nie heeltemal vertrou dat U in staat is om ons te versorg nie. Ek wil bid vanoggend, Here, vir geloofsvertroue om hierdie sprong te waag, om die verantwoordelikheid vir ons toekoms, ons finansiële sekuriteit in U hande te plaas, en U te vertrou. U sorg vir ons. Here, dankie dat U Uself oor baie jare so betroubaar bewys het. Dankie dat U U woord gestand doen, dat U ons nooit verlaat en nooit in die steek laat nie. Dat U die getroue God is. Want U is die God wat U self laat ken as ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat sy kinders versorg. Daarvoor sê ons net dankie. Ons wil bid, Here, vir diegene wat in hierdie tye deur moeilike tye gaan, wat regtig swaar kry, wat baie minder het as wat ons het. Ons wil bid, Here, dat U vir ons ook daardie genadige oë sal gee, om ook na hulle omstandighede te kyk, soos wat U na ons omstandighede kyk. En Here, dat ons ook sal help, soos wat U ons versorg. Ons bid dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die vrede van God. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.